Ek sê vir julle welkom by die erediens vir die NG Kerk van Warmbad. Dis vir Sondag 8 Februarie 2026. Baie welkom en mag u ook deur hierdie boodskap ook versterk word in die geloof. Maar voordat ons by dit kom ons bid net eers saam. Ons dank die Hemelse Vader vir u liefde en u genade wat ons elke dag dra. En so ook Here, wanneer ons dink aan hierdie voorsienigheid van u en die toewyding wat u ook aan ons het, wil ons dan ook vandag, Here, met 'n vermoedigheid vir u kom vra dat u ook deur hierdie woord vir ons sal help om onsself aan u toe te wy. Here, ons kom met dit met 'n verwagting dat u ook hierdie gedeelte vir ons sal oopbreek en 'n ware woord sal maak, woord van die lewe. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons teksgedeelte Filippense 2 vers 1 tot en met 16a. So kom ons lees dit saam. Daarom is daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewering aan julle verlossing, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk soos hy dit goedvind, is God. Doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God, smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Lees tot sover. Nou Paulus skryf hier die volgende stellings as 'n vraag, as daar dit en dit. Maar dis vrae wat hy vra waarvan die antwoord eintlik nie betwyfel word nie, omdat dit vanselfsprekend ja is elke keer. So hy kon ook net sowel geskryf het omdat daar hierdie dinge by julle teenwoordig is. Maar hy besluit om dit eerder die vraagmetode te gebruik, juis sodat sy hoorders en uiteindelik ons ook na so 'n bietjie selfondersoek hulle net herinner dat Christus in hulle en in ons leef. Hy verwys dan na 4 dinge in verse 1 tot 4 wat vir ons as 'n aansporing dien om anders te leef omdat ons Christen is, omdat Christus in ons is. Paulus sê dat ons aansporing vind in Christus. En om dit beter te verstaan, gaan ons nou kyk na verse 6 tot 11. Maar dit kom daarop neer dat Christus se lewe self vir ons 'n aansporing is om anders te leef as die wêreld. Maar dan kom hy ook en hy noem dat ons uitgedaag word om te reageer vanuit die troos wat ons in die liefde van God vind. Ons twyfel partykeer oor die liefde van God wanneer ons dalk iets verkeerd gedoen het, of 'n bietjie van die pad af weggedwaal het. Maar ons twyfel juis omdat dit ons menslike ervaring van liefde op aarde is. Miskien worstel ons met sonde en neem aan dat Jesus dalk kwaad vir ons is. Ons gaan deur 'n moeilike seisoen en neem dalk aan dat Jesus ons straf. Ons sien 'n somber toekoms aan die horison en neem aan dat Jesus dalk moed opgegee het met ons. Deur die hoogte en die laagtepunte van die lewe kan dit lyk asof ons vertroue in Jesus se liefde vir ons dalk persoonlik
jy weet, onder voortdurende aanval is. Maar hoor wat sê Jonathan Edwards een keer in 'n preek. Die apostel, dis nou Johannes, vertel ons dat God liefde is. En daarom, aangesien hy 'n oneindige wese is, volg dit dat hy 'n oneindige fontein van liefde is. En aangesien hy 'n algenoegsame wese is, volg dit dat hy 'n volle en oorlopende en 'n onuitputlike fontein van liefde is. Aangesien hy 'n onveranderlike en 'n ewige wese is hy 'n onveranderlike en ewige bron van liefde. Daar in die hemel word hierdie fontein van liefde, hierdie ewige 3-in-1, oopgemaak sonder enige hindernis om toegang daartoe te belemmer. Daar word hierdie glorieryke God gemanifesteer en skyn in volle glorie, in strale van liefde. En daar loop die fontein oor in strome en riviere van liefde en vreugde, genoeg vir almal om van te drink en in te swem. Ja, sodat dit die wêreld as ware net met 'n vloed van liefde oorstroom. As ons God se liefde so begin verstaan, dan bring dit vir ons troos. 'n Troos omdat God se liefde groter is as al ons sonde, groter is as al ons foute en ons tekortkominge, en dit wil ons aanspoor om aan te hou streef daarna om anders te leef. Die derde uitdaging as motivering wat Paulus aan ons stel is die feit dat die Heilige Gees altyd by ons is. Hierdie waarheid word vervat in die titel Immanuel, wat beskryf dat God by ons is. En nie net is God by ons deur sy Heilige Gees wat in ons woon nie, maar hierdie Heilige Gees het gemeenskap met ons. Hy het dus interaksie met ons deur met ons te praat, deur ons te lei, deur ons te troos en by te staan ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En wanneer 'n mens dan hierdie waarheid begin ervaar en besef, dan begin die woorde van Dawid, begin 'n mens dit beter verstaan wanneer hy sê in Psalm 18: Ja, met u hart loop ek 'n bende tegemoet, met my God spring ek oor 'n muur. Hy is die skild vir almal wat by hom skuil. God is die een wat my met krag omgord en my die pad gelyk maak. Met ander woorde, God is 'n werklikheid vir ons, omdat ons hom so kan ervaar in ons lewens, danksy die Heilige Gees, en dit motiveer ons dan ook juis om anders te lewe. Maar die volgende uitdagende motivering waarna Paulus verwys, sluit dan ook by die vorige ene aan. Omdat die Heilige Gees in almal van ons woon, ervaar ons meelewing en ontferming van mekaar. Die Here werk meelewing en ontferming deur elkeen van ons vir mekaar, deurdat ons omgee, deurdat ons mekaar bystaan en help en bid vir mekaar. En omdat die Here so teenwoordig is in elkeen van ons, vorm ons daarom 'n eenheid. Maar hierdie is 'n eenheid in liefde, God se liefde wat in ons almal is. Dit is 'n eenheid in gees, sê hierdie gedeelte, want die Heilige Gees is dieselfde Gees in almal van ons. Dis ook 'n eenheid in denke, want ons leer dan om in terme van God se koninkryk ook juis te dink. En hierdie liefde leef ons dan ook juis uit, deur nie uit selfsug of ydelheid op te tree nie, en ook nie uit eie belang op te tree nie. Dit gaan nie oor onsself nie, dit gaan oor Christus, wat deur ons ander mense wil aanraak met sy liefde en met sy genade. En daarom enige groep wat sê hulle is Christene, maar hulle het nie 'n koninkryksperspektief nie, is dit 'n sekte wat eintlik net vir hulle self leef, wat net dink dat hulle is reg. En dit bring ons dan by die tweede gedeelte in hierdie perikoop, vers 5 tot 7, waar Paulus meer uitbrei oor hoe ons anders te moet leef deur die aansporing wat ons vind in Christus as voorbeeld. En die basiese punt wat hy maak, is dat ons dieselfde gesindheid van Christus moet leef. En dit is naamlik eerstens die afdaal van Christus. Eerstens verwys dit met ander woorde na die nederigheid van Jesus, deurdat hy sy troon in die hemel verlaat het, om as 'n mens gebore te word hier op aarde. En hierdie nederigheid van Jesus is dan dieselfde gesindheid wat ons ook moet hê. Nie om vereer te word nie, maar om te dien. En interessant dat die eenheid waarvan ons gepraat het, vind gestalte in hierdie dien van mekaar. Sonder nederigheid is daar dus eintlik geen eenheid nie. En die tweede ding is die verhoging van Christus. Hierna van in vers 9 skuif Paulus dan na die verhoging, dat sy naam bo alle name is, dat hy nou heers oor alles en almal. En ons word hierdeur gemotiveer omdat ons moet besef dat ons Here is die heerser oor alles en almal.
Daar is niks en niemand bo hom nie. Geen land of persoon of organisasie of politieke party is belangriker as Jesus nie. Almal van hulle gaan voor hom die knie moet buig en bely dat hy die Here is. En ons beleef dan natuurlik, soos wat die woord dan ook sê, hierdie almagtige God is by ons tot aan die einde van dae. En dit bring ons dan by die derde gedeelte, verse 12 en 13. Daarom. Dis die woord waarmee Paulus hierdie gedeelte begin. Met ander woorde, al hierdie motivering van wat ons gehoor het, ook in terme van wie Jesus is, daarom. En bring hy aan hulle 'n keuse wat eintlik vanselfsprekend is. Kies om die hele tyd so te leef. Nie net wanneer die dominee by is nie, maar juis so wanneer die dominee nie by is nie. Met die besef dat God ons alles gee wat ons nodig het. Met die besef dat God altyd by ons is en ons help en lei. Is dit dan vanselfsprekend dat ons dus daarna sal streef om te alle tye, veral wanneer dit moeilik gaan, om dan reg te leef soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Dit is ons toewyding aan Christus. Met die laaste 3 verse kom Paulus en sê hy dat ons dit moet doen deur die volgende beheer uit te leef in ons lewens. Ten eerste, doen alles sonder kla en teenpraat. En hierdie opdrag maak dalk effe snaaks klink, maar as ons kyk na die konteks, maak dit eintlik heeltemal sin. Dit gee gelowiges die opdrag om met 'n positiewe, verenigde gesindheid saam te leef. Want dit moet so wees in teenstelling met 'n klaande wêreld daar buite. Die onderskeid moet baie duidelik wees en God se lig weerkaats. En deur dit so te doen, moet dit beklemtoon dat beide ons dade en interne gesindhede vry van ontevredenheid moet wees. Want deur dit so te doen, maak dit ons getuies as iets wat dan onberispelik is vir die wêreld. Hulle sal nie kan stry daaroor nie, want hulle gaan geen vinger lê om dan teen ons te wys nie. Want die wêreld gaan die verskil kan sien. Jy weet, ons anderste manier van leef, sê Paulus, gaan wees so sterre wat skyn vir hulle. Maar dit is waar ons as Christene se fout dan ook baie keer lê. Ons lyk en klink baie keer eintlik maar dieselfde as die wêreld. En daarom dat Paulus ons aanmoedig om dit sonder kla en teenpraat te doen, vol vertroue van die feit dat God van beter weet en dat hy in beheer is. Maar ook ten tweede sê hy, deur vas te hou aan die woord van die lewe. En hierdie beheer waardeur ons moet leef is van kardinale belang vir ons. Ons moet vashou aan die woord van die lewe. Dit wat God vir ons daardeur gee, gaan ons help om ons weg in hierdie de mekaar wêreld te vind. God se wysheid kom daardeur na ons toe. Dit lei ons, dit versterk ons, dit bemoedig en vertroos ons. So mag jy hierdie woord van Filippense 2 verstaan en aanneem en erns maak daarmee dat jy jouself ook wil toewy aan die Here. Deur so te leef, juis wanneer dit moeilik is en niemand anders dit dalk kan sien nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord en die wysheid wat ons daaruit ontvang. Mag ons daarop reageer met 'n volle toewyding wat ons aan U wil gee in die manier wat ons gaan leef. Ons dank U, Here, dat ons ook kan bid en vra dat U met elkeen sal wees wat hierdie boodskap hoor en dat U hulle sal seën en veilig bewaar. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal voor jou uitgaan om jou die regte weg te wys. Die Here sal langs jou wees om sy arms om jou te vou. Die Here sal agter jou wees om jou te beskerm teen die valsheid van kwaadwillige mense. Die Here sal onder jou staan om jou te vang as jy sou val en in jou uit strikke te bevry. Die Here sal in jou woon om jou te troos in jou droefheid. En die Here sal jou heeltemal omring om jou te verdedig as ander jou kwaad wil aandoen. Amen.